Is u reg om na die woord te gaan? Kan ons kruiskykers net 'n lekker handeklap gee? Halleluja. Ons is besig om te praat om deur die Heilige Gees gelei te word en dis belangrik, soos wat ons verlede maand gepraat het, om die woord van God te kan identifiseer, te kan sien waar die Here met my praat en wat hy vir my sê. En ons kom by 'n geleentheid in hierdie maand, veral omdat ons praat oor waar ons as wennende oorlogvoerders, waar ons kom en ons sê, ons gaan in oorwinning veral op hierdie Palm Sondag, is dit 'n teken van oorwinning, waar ons ingaan. Ons bid mos nie vir oorwinning nie. Ons bid van 'n plek van oorwinning af. Ons weet dat die einde van die boek sê dat ons wen. Ons weet dat die einde van die boek sê dat uiteindelik is die teenwoordigheid van God by mense. So nou om deur die Gees gelei te word. Jy het verlede week gehoor waar Pastor Lanzel en Pastor Natasha gepraat het, toe sê hulle, daar's ander dinge wat jou kan lei. Jy kan deur omstandighede, ons gaan hier en daar 'n paar dingetjies net weer op aan raak, 'n paar dinge wat jou kan lei, maar jy moet deur die Heilige Gees gelei word. En hy gaan jou altyd in raamwerk van die woord lei. Ons weet dat ons is driedimensionele wesens. Pastor Lanzel het dit genoem en ons is nie vanmôre wat ons doen nie. Ons is nie vanmôre gevoel nie. Nee, as u veral hier sit en jou gees is gewederbaar, dan is doel, raad en dit wat God wil hê vir jou wakker gemaak aan die binnekant, want jy's gees. Jou gees is opgeskakel met God se gees. En jy woon, of jy het 'n sielsdimensie, jou intellek en die manier hoe ons redeneer en dit wat ons moontlik voel, en jy woon in hierdie liggaam, driedimensioneel. Ons kom vanmôre en dan vra ons onsself, wat lei ons? Nou, ek het agtergekom dat wanneer ons aktuele voorbeelde gebruik, goed wat vir mense, na mense spreek of tot mense spreek, dinge wat jy elke dag gebruik, dan gaan die woord moontlik groter ingang of inslag in jou lewe hê. So ek gaan nou vra dat u vir my, en die kamera gaan nie ewe skielik begin pan nie, hy gaan nie nou begin oor u kom nie, maar is jy 'n paar mense, of nou, of moontlik voor jou nuwe geboorte, jy het gehou van dans? Oei, en daar's 'n paar mense, hier's 'n paar mense wat ewe skielik huiwerig is. Nee, ons gaan nie 'n altaar doen nie. Nee, ek wil net weet. Hier's 'n paar velskoeners en 'n paar danskralers en ek wil nie terugvat nie. Maar hier's 'n paar, en kom, ons is 'n gemengde gehoor, so nie net is jy 'n paar langarme manne en vroue nie, maar hier's 'n paar mense wat hou van jazz. Daar's laat ons 'n aar. Nou ek myself, en as ek die plekke so opnoem, daai was moontlik voorheen jou plek van aanbidding. Op 'n Saterdag aand, op 'n Vrydag aand, 'n Saterdag aand, en kom, wie van u het toe Woensdae aan 'n kerk toe gegaan? Ja nee, daar's 'n diens gewees daai tyd. Tannie Maxie sal lag, want sy het op 'n stadium self diens gedoen. Maar wie van u het al met iemand gedans wat nie deur jou gestuur wil word nie? Ons dans, en is lekker. Kom, ek wil hê u moet saam met my inklim. Ons praat van môre om deur die Heilige Gees gelei te word. En ons kan nie so in hierdie vleiskas vasgevang word, en nou is kerk iets wat ons doen nie. As jy kerk toe kom, en jy's hier om jou bywoning afgemerk te kry, gaan ek jou net kan leer of dissiplineer hoe om 'n goeie kerkganger te wees. Maar as jy jou lewe kan oopmaak, kan ek jou bystaan hoe om die beste lewe te hê, wat Christus voor gesterwe het. Waar jy gedissiplineer word, en jy net 'n besluit gemaak het om die Here te dien en sê, Here, kom, ek maak seker dat ek hemel toe gaan nie. Nee, ek maak my lewe oop, en ek wil ten alle tye deur die Here gelei word. Wanneer ek deur die storms gaan, wanneer ek deur moeilike tye gaan, en so het ons almal by 'n plek gekom. En nou, kom ek vra maar nou dat ons nou mense wil inboks, maar kom mans, help my maar nou uit asseblief. Jy het jou moed by mekaar geskaap, en jy het nou vir haar gaan vra om te dans, en jy kan dans, en sy kan net so goed dans, maar sy's bietjie halstarrig, of sy's miskien 'n bietjie, en sy het haar eie bewegings.
Nou ek kan nou nie te ver uit 'n jazz oogpunt uitpraat nie, maar kom nou, daar's allerlei triks wat jy uithaal. Hang af hoe groot die gehoor is, dan haal jy mos nou uit en wys. En vandag se tyd, daai tyd miskien nie, maar vandag se tyd, jy sal nie so baie kan draai nie, want jy weet nie hoeveel pins in is nie. Want jou hand sal gelaat los word, sodat hulle kan vasgryp. Jy weet nie wat alles eg is nie. Daar's nou nog ooghare by, en daar's extra velocity, extra wind wat saamkom. Maar as jy iemand het wat jy moet stuur, wat nie wil gestuur wees nie, hy volgende oggend betaal jy die prys. Jou arm is seer, dit was nie lekker, dit het gevoel asof jy dit moes forceer. Nou kan ek vir jy vanmôre sê, en ons gaan nou Romeine 8 vers 14 toe gaan, 'n paar skrifgedeeltes doen, sodat u kan vanmôre gestig wees, sodat u kan bemoedig wees, sodat u die woord kan vat, en hierdie week kan vat. En as ek jou nou vanmôre gemis het, omdat jy nie iemand is wat dansie, as jou power steering van jou kar gegaan het. Of as jy nie power steering het nie. Die ergste ding, kom nou, wie van ons het groot geraak en jy het nie geweet hoe arm jy was, totdat jy by die bure gekom het en gesien het wat hulle het nie. Jy was vergenoegd. Jy was vergenoeg gewees. Ewe skielik leen jy iemand se voertuig en hulle het power steering. En nou ry jy maar weet jou eie voertuig en daar is nie. Kom, dis moeilik om te stuur. Want die ekstra wil is nie daar nie. Maak nou nie saak of dit moeilik is om te stuur nie. Ek praat van is moeilik om te stuur. So ons sien dat wanneer dit kom by Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Almal wat deur die Gees van God gelei kan word, God se Gees is aan die beweeg. Hy's besig om ons te lei en hy gaan ons lei in vryheid in. Hy gaan ons uit 'n beknopte spasie lei en is nou nodig dat ons veral in 2025, nadat daar verklaar is hoe groot en goeie jaar dit gaan wees, het ons nodig om nou saam met die Here te kan werk. In 'n vertaling kom en hy sê daar so van dieselfde skrif, want hulle sal kinders van God wees of kinders van God genoem wees. En dit is wat ons as titel, nie net as titeldraers nie, maar as mense wat geroep is om hom reg te verteenwoordig. U en ek gaan moet weet wanneer en op watter tyd om die regte ding te doen, want die regte ding op die verkeerde tyd kan verkeerd wees. Die vreugde, en ek sal dit altyd vir u sê, sodat hy kan wakker word en die woord vir jou kan uitneem uit die onmoontlike uit, en die beknoptheid kan uit en kan inlei, want hy lei my uit om my in te lei. As jy vanmôre uitgelei word en jy weet nie waartoe jy gaan nie, lê jou oor teen sy bors. Begin jou oor teen sy hartklop te lê. Kry jou oor naby die Here. Jy het nodig om van die Here te hoor. Moenie 'n beweging of 'n besluit maak sonder jy God geraadpleeg het, die kind van God. Want slegs wanneer ek deur die Gees van die Here gelei word, nou daarom gaan ek sekere ander skakelaars moet afsit. Ek gaan sekere dinge moet neersit. Dit gaan van my kos om in te kan leun, om uit te kan klim uit my gevoel uit. So daar's 'n paar dinge wat ek sal moet sê, jy kan my nie langer lei nie. En van daai dinge, veral wanneer dit kom by jy kan my nie langer lei nie, in hierdie dag veral moet ons weet dat ek kan nie langer gelei word deur die kultuur van die dag nie. Ek kan nie net gaan soos wat hulle rondom my sê dit moet gaan nie. Nee, as kind van God moet ek weet, ek in my huis, ons gaan die Here dien. As priester van jou huis, gaan jy moet laat los 'n woord oor te sê, dis hoe ons die Here gaan dien. My kind, jy kon moontlik by hierdie les of daai les of by die skool kon jy moontlik dit ontvang het, maar hier is hoe pappa en mamma ons familie gaan lei. Dat ek by 'n plek gaan kom soos Romeine 12, waar ek weet dat die woord is duidelik, dat een en elkeen van ons by hierdie plek sal kom, dat wanneer ons Romeine 12 lees en ons weet dat ons hier is om reg te verteenwoordig, om deur die Gees van die Here gelei te word, het ons nodig om te kan weet dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig moet word nie, maar dat ons verander word en ewe skielik
gebruik ons 'n vloekwoord in die kerk. Ons gebruik die woord verander. Kom, wie van u hou van verandering? Pastor Gustaf, ek kan afsluit en ons kan 'n groot altaar hou net hier. Ons hou nie daarvan nie. Is met God se leiding, God se Heilige Gees leiding as kinders. Hoekom hou ons nie verander nie? Want verander is nuwe. Is nuwe, en as ek moet eerlik wees, dat het ek moontlik tot hier toe gekom waar ek op my eie vermoë gesteun het, en nou gaan ek moet oorgee aan die Here, om te sê, Here, ek gaan my voet nou sit in die onbekende, maar ek gaan deur u gelei word, ek wil graag getransformeer word, ek sit in 'n tussenpose, ek weet, ek is nie geskape vir hierdie nie, wie van u was al daar? Want jy weet, jy is nie geskape vir daai seer waarin jy sit nie. Jy weet, jy is nie geskape vir die behoefte wat daar tans is nie. Jy is geskape vir meer, want toe hy jou geskape het, voordat hy jou in jou moeder se skoot neergelê het, toe hy aan ons gedink het, het hy aan die mensdom en aan die mensdom gepraat, of met hulle gepraat en gesê, ek seën julle om te vermenigvuldig, om te floreer. So alles binne in my is geskape. Alles binne in u is geskape om te floreer. Genesing, voorsiening, en asseblief, dis nie net die karre en die huise en die dinge nie, daar is gereedskap soos ons reeds gesê het. Maar ek kom by 'n plek om te kan sê, ek gaan getransformeer word. Ek is besig om deur hierdie proses te gaan. Ek weet waar ek tans is, u tans is, en dit gaan slegs deur die Heilige Gees wees, wat die woord in u gaan wakker maak. Daarom is dit belangrik om die woord op jou hart of in jou hart te hê. Dit is belangrik dat die woord in jou gedagtes sal wees, waaroor jy gaan bedink en mediteer. Onthou, meditasie is nie om ontslae te raak van alles wat in jou kop is nie. Nee, meditasie is wanneer ek kom en op God se woord nadink, ek beklee my gedagte, ek red hierdie siel, hierdie emosie, hierdie denk om te sê, ek is nie wat ek dink nie. Wie van u is bly, ons kan nie vanmôre u gedagtes sien nie. Ek is nie, terwyl ek oordink wat die dokter gesê het, is ek nie sy diagnose nie. Nee, ek is wat die woord. So ek kry die woord, hy moet migreer, hy moet begin van my hart af en aan my kop toe gaan, en dan moet daar 'n proses wees wat waar Jakobus is om te kan sê dat ek moet 'n dader van die woord raak. Maar so ook kom Jakobus en hy sê dat ek het nodig om by 'n plek te kan kom waar ek enkel gedagtig is. Iewers moet 'n mens by 'n plek kom wat jy sê, wie is in beheer van jou lewe? Wie is in beheer van jou lewe? Laat die Heilige Gees jou lei. Laat hy jou stuur. Hy kom nie net en gryp jou hand en sê, kom nou nie. Nee, omdat die Heilige Gees deel is van die drie-eenigheid, deel van, is God. Daar's emosie, daar's persoonlike eienskap, hy's 'n persoon. As hy kan bedroef word en hy kan bly wees, dan weet ek, het ons nodig om ja te sê. Vir die dans wat hy met jou wil doen. So kom ek hardloop vinnig deur 'n paar skakelaars wat ek vanmôre moet afsit. So ek gaan nie langer dat kultuur en my omstandighede my gaan lei nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Nou, dit is nie nou net die gemoed, laat ek myself beter laat dink nie. Kom ek kry graag Vitamiin B12 en dit gaan my laat beter voel, my gemoed, of kom ek kry net laat ek anders te kan dink nie. Nee, dis dat ek anders te kan droom. Dat ek kan weet, ek praat nie van droom wanneer jy jou oë toe is, nee, ek praat van wanneer jy visie vir jou lewe het. Waar jy weet dat hierdie oomblik wat ek nou deurgaan en iemand in hierdie plek het nodig om 'n oomblik in die gesig te staar en sê, jy gaan nie langer so, jy gaan nie net daar vassit nie, dit gaan nie so bly nie. Ek kies om vanmôre God se woord bo enige woord te glo. Ek weet ons gaan hier deurbreek. Vernuwing van die gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hy wil hê, ek en u moet by 'n plek kom dat ons weet dat daar's volmaaktheid, ander woorde klaarheid. Soos wat hy sy arms wyd oopgegooi op die kruis en sê dit is volbring. So daai seisoen is oor om hom nooit weer te herhaal nie.
Party van ons is so bly dat ons nou in 'n plek is waar daar 'n klein bietjie verligting is, want daar's 'n seisoen wat jy tans deurgekom het en dit was vir jou moontlik in daai oomblik, hierdie verligting was vir jou 'n wonderwerk gewees, maar hy het vir jou meer instoor. Hy wil nie net verligting bring nie, maar hy wil totale verlossing tot jou lewe bring. So ek maak 'n besluit dat ek nie langer deur die kultuur van die dag gelei gaan word nie. Ek het 'n nuwe natuur. Sê vir jou buurman, buurvrou langs jou, ek het 'n nuwe natuur. Dis 'n Jesus natuur. Halleluja. Dan ek kan ook nie langer my vriende volg nie. Ja, kom maar, ons is geskape vir gemeenskap. Ons is geskape om by mekaar te wees. Hiermee sê ek nie, jy moet nou al jou vriende tot sien sê nie. Nee, begin die doel en rede te verstaan hoekom mense in jou lewe is. Of hulle nou daar is vir 'n seisoen, en ek is nie 'n tipe persoon wat glo in seisoene, waar ons sê, ewe skielik, nee, ek het my seisoen nou uitgedien nie. Nee, ek is 'n persoon wat graag wil soek, wat is die rede, wat is die doel dat ons mekaar, of in mekaar se lewe is, dat u die mense ontmoet het, wat u ontmoet het, eers daar 'n verskil te kan maak, deur die Gees van die Here gelei te word, nie net deur die groep gedruk word, deur die Gees van die Here gelei te word, nie deur die groep gedruk te word nie. Dat ons by 'n plek kan kom, dat ons sal weet, hy's 'n vriend wat by my bly nader as 'n broeder, dat hy die een sal wees wat my lewe lei, want hy is die lig op my pad. So kom 1 Johannes 3 vers 7, sê daar, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Kom, ons sit in ons gemeenskap, of jy nou vanmôre wil sê dat dit Brackenfell is, wonderlik. As jy nog skaam is en jy weet nog nie dat daar 'n rede is hoekom jy in Kraaifontein groot geraak het nie, en jy noem dit Stellenbosch Suid, Durbanville Oos. Nee, ons is hier vir 'n rede. Ons weet dit wat om ons aangaan. Sien, dis tyd dat die kerk die lig sal wees. Dis tyd dat ons sal sê ons het die waarheid. Sien, daar's te veel opsies. Daar's te veel opsies wanneer ons getuies doen. Wanneer ons moontlik hierdie evangelion, hierdie goeie nuus aan mense moet gee. En evangelion was nie Engels nie, so jy moet nou nie bekommerd wees nie. Ons dis Afrikaanse diens hierdie. Wanneer ons hierdie goeie nuus aan mense verkondig, het ek nodig om te kan sê, dit gaan nie nou meer langer oor, jong, as jy nou maar wil. Ek kan nie vir u sê, veral nou dat Days of Our Lives nie om jy op TV is, ek kan nie vir u sê, hoeveel sand daar in jou uurglas is nie. Ek wil nou nie hê, jy moet vir Carlo gaan raadpleeg met sy gummies nie, maar dat u sal weet vanmôre, dat ek kan nie vanmôre meer tyd mors nie. Daar's 'n keuse wat ons moet maak. En wanneer jy by 'n plek is waar jy nog nie hierdie keuse gemaak is nie, is daar 'n geroep in jou oor, kom na die Here toe. Hy wat die weg van die Vader voorberei het, u wat tans in 'n woestyn is, het nodig om te hoor dat Jesus is die antwoord. Ek probeer hier nou Christus in my keel afdruk. Nee, ek probeer vir jou sê, ek wil hê dat jy by 'n keuse kom, dat jy by 'n plek is, hierdie is daai plek, hierdie is daai dag waar jy gehoor het dat daar is nie net verskillende opsies om te vat nie. Dat ons met oortuiging sal lewe, dat Christus die antwoord is. Dat ons met oortuiging sal lewe in alles waarna ons opdag, by die werk, by jou familie, waar ook al jy is, verteenwoordig hom goed, o hemelse ambassadeur. Dat mense tog, en dis my gebed in die oggend, as ek opstaan, en maak dit deel van jou gebed, wanneer jy opstaan, Here, wanneer mense my vandag ontmoet, mag hulle Christus aanneem, laat ek vandag nie mense in 'n manier hanteer, wat hulle gaan sê, ek wil hom nie ken nie, as gevolg van die manier hoe hy my hanteer het nie. Het is belangrik, dat ons deur die Gees gelei gaan word, sodat ons nie mislei kan word nie. Dan, ander skakelaar, sien dat ons nog so 6 minute oor het. Moenie van ander hulpbronne gebruik maak nie. Maak God die altaar waar jy dien, nie ander afgode nie. Moenie vanmôre, jong man, jong vrou wat jy is, moenie dink jy kan God en. Jy kan God en.
Jy kan iewers skielik, jong, laat hy oor jou toekoms besluit en gaan hoor van hom. Moenie, en ek weet nie eens of die huisgenoot nog daai afdeling het waar jy gaan lees wat die sterre vir jou voorspel nie. Nee, laat God vir jou sê, jy kan van hom hoor. Laat die Heilige Gees lei. Dan nog 'n skakelaar wat ek moet afskakel. Ek kan nie dat my omstandighede my lei nie. Ek kan nie, maak nie saak hoe goed, maak nie saak hoe swak die omstandighede is nie, moenie daarmee beweeg word nie. Word beweeg deur die Gees van God. Ek wil vinnig daar stil staan in Handelinge 27, begin ons daar te sien. Daar's 'n opdrag, en so het elkeen van ons 'n opdrag. Paulus kry 'n opdrag en omstandighede word uitgewys, en na in vers 10 van Handelinge 27 kom, en ons gaan net toe verder beweeg na 13 en 15 toe. Maar nee, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewens. Ek sien die gevaar. Die Heilige Gees, party van ons kom en ons noem dit die iets. Vat vanmôre vrymoedigheid. Is dit nie wonderlik hoe ons sê dat ons tot God bid en is geestelik? Maar wanneer ons sê God het met ons gepraat, dan dink hulle ons is snaaks. Nou hoor ons stemme. Vat vrymoedigheid. Moenie dit die iets noem nie. Vat vrymoedigheid, sit hom op die troon van jou lewe, in beheer van alles. Die Heilige Gees, God, dat jy vanmôre kan by 'n plek kom, dat jy 'n waarde kan toeskryf, dat dit is hoe ek my lewe lei, dat die Heilige Gees lei my, nie die iets nie. Ek verstaan, as ons nog nie by daai plek is, die Gees van die Here. Ek het my sleutels, het ek verlê, en iets het my net laat soek die hele tyd, en toe ek daar op die N1 kom, op die snelweg kom, te sien ek, daar's 'n groot ongeluk. Iets het my seker beskerm. Nou, ek weet nou nie of daai selfde iets jou laat verslaap, en jy kom laat vir werk, en dis nou die Here nie. Ek so 'n bietjie ander denk omtrent daai een. Paulus sien die gevaar. Was u al daar waar jy die stem ignoreer? Help my. Help die persoon langs jou. Waar jy die stem ignoreer. En dan sien ons, wanneer ons gaan na vers 13, en het sê daar so, en toe die suidewind saggies waai, vertaling is so mooi, is nou lekker om die Here in Afrikaans te dien. Terwyl die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil het. Toe lyk dit asof dinge in hulle guns is. En ons sien die tragedie wat hulle later tref. Partykeer wil ons graag hê 'n sekere situasie moet uitwerk soos ons wil hê dit moet uitwerk. Al skree die Gees van die Here en omstandighede begin vir ons te sê, dis nie my perfekte wil en plan nie. Ons word deur ons eie afgode in ons harte gelei. Moenie die plan van God vir jou lewe mis nie. God gaan nie buite sy woord praat nie. Hy gaan in die riglyne, en ek weet daar's baie kere wat ons dan skrifte gaan soek, om ewe skielik te staaf dit wat ons voel. En ons het gepraat daaroor heel verlede maand, hoe om die Gees van God, of die woord van God, te kan identifiseer tussen ander woorde. Moenie dat omstandighede vanmôre jou wegtrek in 'n verkeerde rigting nie. Laaste skakelaar, wat ons oor vanmôre gaan praat voordat ons gaan bid. Moenie deur emosie of gevoel gelei word nie. Moenie deur emosie, dis waar God se Heilige Gees vir my en u by 'n plek bring, waar wanneer ons gehoor gee, wanneer ons gaan maak, dat ons by 'n plek gaan kom, dat hy ons gaan lei, gaan hy jou stuur, en daar gaan vryheid kom. Nie net vir nou nie, maar vir ook vir dit wat voor lê. Ek bid altyd en sê, Here, u wat God is, u wat lig en lig tot my lewe is. Here, skyn ook u lig om die draai.
sodat niks ons omkant kan vang nie. Hy gaan u uitlei, hy gaan u inlei. Hy gaan u by 'n plek van waarheid, 'n plek van keuse bring. Maar vanmôre moontlik is u by hierdie plek, en terwyl die aandag hier is en die aanbiddingspan opkom, is moontlik hier en nie sê vanmôre, ek gaan deur omstandighede en ek het nodig om God se stem te kan hoor. Daar's ander stemme wat moontlik skree. Daar's behoefte wat skree. Ons het dit nog nooit so gedoen nie wat skree. Daar's die prosesse van verandering. Maar jy sê, jy wil graag, u wil graag gehoorsaam wees aan God se leiding. Dat hy vir u sal help, dat hy vir ons sal help, dat deur God se gees, sy krag, almag ons sal help om te kan staande bly teen dit wat vanmôre wil hê ons moet eerder sit. As u in hierdie plek is vanmôre en u sê, ek wil deur die gees van die Here gelei word en geen ander gees nie, wil u nie saam met my staan nie. Ons gaan vanmôre ook vra dat die bedieningsspan sal uitkom, want ons wil saam met mense bid vanoggend. Die gehoor is aan die staan en sê, ons wil deur die gees van die Here gelei word. En dis u begeerte. U staan saam met ons en daar's ander stemme wat skree. Jy het opgestaan en sê, dis my begeerte. Maar vir 'n oomblik wil ek kom en ek wil op 'n veilige plek dit wat ek tot dusver toe gesien het as realiteit, wil ek vanmôre verander hê. Sê vanmôre hier is en jy sê, ek het ja gesê vir die stem van die Here om met my te praat, maar ek kan nie vanmôre hier uitgaan sonder om te erken dat daar ander stemme is wat in my nek blaas, asems en vrese. Sê vanmôre probleme in die gesig staar, laat ons saam met u bid. Ons wil vanmôre kom en ons wil saam met jou bid vir daai genesing. Ons wil saam met jou bid vir daai voorsiening. Ons wil saam met jou bid omdat ons God glo dat hy genees en dat hy voorsien. Ons wil God saam met jou vertrou vir die redding van jou familie se siele. Omstandighede om te verander. As dit vanmôre u is en jy sê ek het gebed nodig. Jy vertrou die Here vir werk. Kom vinnig uit sodat ons saam met u kan stem en as u aanlyn vanmôre hier is, ons wil saam met u bid. Sê vanmôre hier staan en jy sê bid vir my. 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 Dan die kerel gaan in vir 'n prosedure. Ons bid vir haar. Bid vir my. Ons gaan vir jou bid, saam met julle stem. Ek wil inteendeel vra, al die jong mense tussen die ouderdom van 15, 25, wil jy nie vanmôre vrymoedigheid vat? Niemand gaan jou omstamp nie. Jy het moontlik nog nooit uitgekom vir 'n altaar nie. Maar as jy sou moed vat, wil jy nie hê dat ons vir jou bid nie. By ons Plattekloof kampus vanmôre het ons iemand wat gaan getuig oor hoe daai ouderdomsgroep geteken word. Hoe hierdie spesifieke ouderdomsgroep op die agenda van die sataniese kerk is. Tussen 15 en 25. As jy in daai ouderdomsgroep is en jy het vanmôre, jy sê, hierso, bid vir my, kan vir jou waarborg hier, gaan jy nie omgestamp word nie, want is daai groep wat gewoonlik nie sal uitkom vir altare nie. Dan wil ek vra, dat u wat in die gehoor is, en u het al, of u wil graag vir iemand bid, kom en ons sê, lê hande op agter hulle, die van u wat saam met hulle wil bid, jeugleiers wat die eers kom vinnig vorentoe. Vader, ons kom en ons
begin saam te stem. Steek jy hande uit na hulle wat hier voor is. Ons begin saam te stem, Here. Here, soos wat daar hande opgelê word, Here, soos wat hulle oorskadu word, soos wat hulle kom, Here, bedek en beskerm word, Here, met u bloed. Dank ons u, Here, dat ons vanmôre kan sê, Here, geen aanval, Here, geen plan, geen strategie van die vyand, Here. Here, dat hulle is onder u bloed, Here. Hulle is beskerm, ons pas die bloed, Here, wat in hierdie naweek wat kom, Here, gevier gaan word. Pas ons toe oor hulle lewens, Here. En ons begin saam te stem, Here, dat hulle van krag tot krag, Here, sal gaan, Here, met groot, Here, groot heerlikheid wat saam met hulle die lewe doen, Here. Ons dankie, Here, dat dit wat nodig is, na hulle toe kom. Die naam van Jesus, die naam van Jesus. Ons loof u vanmôre. Ons loof u vanmôre. Here, ek dankie, ek lê vanmôre vir hulle hande op, Here, in die naam van Jesus, hulle harte geseël, Here. Here, ek dankie, Here, Here, vir dit wat u doen, Here. Kom ons bid vir hulle, Sherlyn, julle, kom asseblief al ons JD 12 mense, kom help, ek het julle hande nou nodig. Jeremy, julle, kom asseblief. Hallelujah. We worship you, ons aanbid u. Alles die Sion stemmig. Here, ons aanbid u. Hy is in beheer. Adrian, please kom help asseblief. Here, ons loof u. Ons loof u. Here, ons loof u. Ons aanbid u. Hy is in beheer. Here, ons loof u. John, sluit vir ons af asseblief. Vader, in die naam van Jesus, vanmôre sê ek vir u dankie, Here. U is vanmôre waardig op die troon. Vanmôre wil ek my hande onbevlek opsteek na die troon van u. Ja, ons vanmôre, my God, dat ons kan staan en vashou, Here, aan die beloftes, my God, Here. Dankie vanmôre vir die kosbare woord in ons midde. Here, ons wil u vanmôre eer, ons wil u vanmôre aanbid, Here, omdat u waardig is in hierdie dag, my God, Here. Dankie, u raak elkeen vanmôre aan, Here, wat op die troon van u staan vanmôre, Here. Ek bid vanmôre die krag van u Gees, Here, sal opwek in hulle binneste, my God, Here. U raak elkeen aan vanmôre in die magtige naam van Jesus, Vader. Ek sê vir u dankie, my God, Here. Raak die volk aan in die banke, my God, Here. Open ons geestelike ore vanmôre, dat ons u stem sal luister, Here. Dat ons gelei sal word deur die Gees van u. En ek sê vir u dankie, kom deur vanmôre in die magtige naam van Jesus. En ons eer u vanmôre, Here. Die lof kom u toe vanmôre. Alle eer kom u toe, Here, want u is waardig, my God, Here, in die bonatuurlike naam van Jesus. Amen.